Geseënd dierbares, ek begroet u in die wonderlike naam van Christus. My naam is Apostel Emmanuel. Vandag het ek 'n boodskap vir die kerke en selfs vir ons stad en selfs wat die Here te sê het deur sy woord. Ons is in die boek van Genesis 20 in versie 7. Ons gaan vandag praat oor, ons titel is God herstel die bedieninge van profete. Ja, dat baie van ons wil nie die bedieninge van profete erken nie. Ons glo nie aan profete nie, maar wat ek vandag vir jou wil sê is dat die Bybel sê my volk gaan ten gronde weens aan 'n gebrek aan kennis, en wat jy nie weet nie, sal jy nie verstaan nie. En die woord van die Here sê dat believe in my prophets, because my prophets are sent so that you may prosper. En soos die woord van die Here sê in Amos 3:7, sekerlik die Here maak niks bekend tensy hy sy raadbesluite aan die profete openbaar nie. Selfs in die Bybel lees ons dat die konings het selfs profete gehad, en die profete was gestuur om te spreek in die koning se lewe in verband met oorlog en selfs sekere besluite wat hulle moet gedoen het, amen, in hulle koninkryke tot eer van die Here. Kom ons lees in Genesis 20 versie 7. En die woord van die Here sê, gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet. Hoor mooi wat sê die woord. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet. Nou wat bedoel dit, dat gee die man se vrou terug? Met ander woorde, die vrou staan bekend as die kerk. En omdat die man 'n profeet is, en dat die Bybel van praat, Abraham, wat 'n profeet was, het hulle gesê sy bediening moet teruggegee word sodat hy geestelik kan geerken word. So ek interpreteer net vandag geestelik wat die gees van die Here sê. So die vrou staan bekend as die kerk. Maar wat gebeur is dat die kerk, die liggaam van Jesus Christus, wil nie die profete erken nie. En dis waarom baie mense geestelik sterwe, selfs wat nie geestelik vorentoe kan beweeg nie. Ja, ons weet daar's ook apostels, daar's ander profete, daar's evangeliste, daar's pastore en daar's selfs leerders. Maar die woord van die Here sê in Efesiërs 2:20, en die fondasie is gebou op die apostels en die profete. Dit gaan nie vanmiddag oor die titel nie, maar dit gaan vanmiddag oor die funksie en wat dit verrig in die body van die Here Jesus Christus en selfs die tempel wat die mens is om hulle geestelik verder te vat. So, ja, ek weet daar's baie profete, wat baie mense is valse profete, of wat baie dinge doen. Ja, wat ek vandag wil sê, dat soms maak mense verkeerde besluite, selfs profete. Maar dit gee ons nie die reg om te oordeel nie. Want nou kom daar 'n ware profeet en hy spreek in jou lewe, en dan glo jy nie omdat een profeet of valse profeet iets gesê het, en nou glo jy nie meer aan die profete nie. Nee, dit is verkeerd. Selfs in ons land, in Suid-Afrika, het ons so baie dinge wat ons met sukkel, en daar sekere dinge wat kan gedeel word met profete, wat gestuur is na ons land toe, waar God gestuur het en moet spreek in ons lewe, en laat ons kan hoor wat sê die gees van die Here. Ja, the Bible sê, a prophet is not known in his own country, in his house, amongst his own family. Wat volk van die Here, wat die Here vandag sê, my volk moet geleer word oor die bediening van profete. En in hierdie dae wat die Here vir my bekend maak, dat ons moenie spreek teen profete nie. We must not fight against prophets. No, our battle is against the spirits, against the evil spirits, and we must fight the spirits, but don't fight the prophets. Back up the prophets, pray for the prophet. If they make a mistake, if you can reach out to them, say, man of God, I didn't understand, and then maybe he can train you, and maybe he can show you certain things that you don't know. En wat ons moet weet, dat daar's verskillende profete. Ons het profete vir die nasies, ons het profete wat gelokate is oor stede, en verskillende provinsies, en God wil hê, ons moet nie onkundig wees nie. En die woord van die Here sê verder, as ons verder lees, en die Bybel sê, en hierdie profeet, hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dat jy sal sekerlik sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. So wat sê God? Dat die profeet vir jou sal bid,
en dat jy sal lewe en nie sal sterwe nie. Met ander woorde, dit het te doen met ons geestelike lewe. So, die liggaam van Jesus Christus, ons het die profete nodig. Ons kan nie sê, nee, moenie glo aan die profete nie. Nee, dit is verkeerd. Ons het profete nodig, want profete speel 'n baie belangrike rol in ons geestelike fondasie, selfs waar God ons geestelik wil opbou. This is the word of the Lord, what the Lord has spoken. Die Here seën.